Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 389 of the Afrikaans translation of the Holy Quran. Ons is nou besig met die Heilige Quran en dit is die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful, in die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Dit is nou afdeling 4 van hoofstuk nummer 33, die bondgenote, die confederates or the clans, Surah 33, Surah Al-Ahzab. Die eenvoudige leefwyse van die profeet. O profeet, sê aan u eggenotes, as julle na die lewe van hierdie wêreld en sy skynglans verlang, kom dan. Ek sal julle 'n voorsiening skenk en julle op 'n welvoeglike wyse toelaat om die huis te verlaat. Maar as julle verlang na Allah en na sy boodskapper en na die tuiste van die hiernamaals, dan het Allah waarlik vir diegene onder julle wat goeie werke doen 'n groot beloning voorberei. O eggenotes van die profeet, as iemand onder julle skuldig is aan onbetaamlike gedrag in die openbaar, sal die straf vir haar verdubbel word. En dit is maklik vir Allah. Ons is nou klaar met 21 dele van die Quran. So alhamdulillah, we have completed 21 sections, 21 paras of 30 paras, and we are now starting with 22 out of 30 sections. We are on day 22 out of 30 days of the Quran, right? There's just 22 different parts. Maar wie aan Allah en sy boodskapper gehoorsaam is en goeie werke doen, ons sal haar 'n dubbele beloning gee en ons het vir haar 'n eerlike voorsiening voorberei. O eggenotes van die profeet, julle is nie soos ander vrouens nie. Indien julle jul plig wil nakom, moet dan geen verleidelike gesprek voer nie, anders sal hy, in wie se hart daar 'n siekte is, verwagtinge koester. Maar spreek 'n woord wat welgevallig is. En bly in julle huise en moenie julle skoonheid tentoonstel soos onwetende vroue in die vroeëre dae nie. En onderhou die gebed en betaal die zakat. Die zakat is die offergawes van 2.5% en gehoorsaam Allah en sy boodskapper. O huisgenote, Allah begeer bo alles om die onreinheid van julle te verwyder en julle skoon en rein te maak. En onthou die tekens van Allah en die wysheid wat in julle huise aan julle voorgedra word. Voorwaar, Allah is dringend allerbewus. Join me in the next episode. Alhamdulillah.